Want ek en jy het gister gesê, ons stap deur hierdie deur, Yeshua, met sy karakter en sy karaktertrekke. Ons stap deur die deur wat Yeshua is. En wanneer ons nou ingestap het, is daar 3 goed wat met mekaar meng hierso. So ons moet dit van mekaar af weghou, maar ons moet verstaan, dis dieselfde. Want jy word nou priester, maar jy's ook die een wat offer, en jy word die offer. Want Yeshua het gekom en hy het die offer gebring wat hy self was. En hy was hoofpriester wat toesig gehou het oor hierdie, daarom is hy aangestel as hoofpriester. Maar hy self was ook die offer wat op die altaar gebring is. En ek en jy is op die oomblik op presies dieselfde plek. Want ons het 'n offer wat gebring moet word, elke dag, elke oomblik. Romeine 12 vers 1 en 2 bly die standaard van wat Saul vir ons gesê het hoe die offer gebring word. Lewende, vir God aangenaam en aanvaarbare offer. Dit moet 'n offer wees wat vir Vader aanvaarbaar is. En daarom is my vraag vir jou, in alles wat ons nou gaan doen, is dit vir Vader aanvaarbaar? Ek kan jou wys wat sy standaard is, byvoorbeeld. Die priester se klere dra. Dis vir Vader aanvaarbaar. Die rede hoekom niemand vir julle my nog in 'n kortbroek gesien het ooit. Nie my standaard, alle mans moet kortbroeke dra nie. Maar daar staan in die skrif dat as jy priester is en jy daardie altaar opklim, dat jy bedek moet wees sodat niemand die naaktheid van jou bene mag sien. Maar as dit die standaard van die priester is my standaard. Dis nie die Bybelse standaard vir ons nie, dis my standaard. Wat Vader vir ons baie spesifiek gewys het, wil ek vir jou vra, as dit dan die priester se standaard is, en die kleredag van die priester en die bruid is dieselfde, het julle opgelet in die Bybel? Die kleredrag van die bruid wat in die Bybel genoem word, is die wit kleed met die wit onder kleed aangetrek met die sas ensovoorts. Die bruid se klere in die Bybel is presies dieselfde as die kleed van die priester. As nie 'n verskil nie. Hoekom is dit dieselfde? Want dis Vader se standaard. En ons sal net nou kyk daarna en ek gaan baie die voorbeeld vir jou noem. As jy lyk soos die standaard van die wêreld, is jy nie aangetrek as 'n priester nie. Kan ons nie wees nie. Dit wat binne is en dit wat buite is, kan ons nie dieselfde lyk. En ek wil hê ons moet baie mooi kyk na sulke tipe goed, maar ons gaan dit net nou doen. Ek wil net eers met jou die hele konsep verder vat van wat ons besig is om te doen by die altaar, sodat ons die priester, sy klere en sy standaard die heeltyd kan saamvat. Want ons kan ongelukkig nie die goed afsonderlik doen van mekaar nie, want die pad loop saam deur die tabernakel. En ons gaan stadig loop met hierdie goed. Die rede daarvoor is, ek wil hê dat Vader se Gees dit werklik in jou moet vasbind. Ons kan in opstand kom, of ons kan dit net aanvaar, of ons kan dit net hoor, maar dit moet deel word van onsself. Dit is vir my ongelooflik belangrik. Maar vandag gaan kyk ons eers weer na 'n versie wat julle nog nooit gesien het nie, Johannes 14 vers 6. Ek is die pad en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my standaarde, deur my deur, en deur dit wat ek vir jou sê. Dis wat daar staan. Want dit is die enigste manier hoe ons kan ingaan. Kom ons kyk net gou na die bloed weer. Daar was baie bloed in die tempel, en dit is vir mense 'n verskriklike storie. Dit is vuil, en dis 'n bloedstorie. Totdat jy besef, dat elke spatsel van daardie bloed kry God se aandag. Elke keer as daar bloed gestort word, is dit God wat aandag gee. Daardie bloed het 'n baie besondere betekenis, want bloed
het lewe. En daarom die stort van bloed is lewe vir 'n lewe. En beteken dit effektief dat by die offer, wanneer jy jou offer bring, dan moet daar mos iets sterf. Dan is dit weer eens jy wat sterf, en daarom, soos wat ons daarby gaan kom, later aan verby die offer, is dit die konsep van die doop. Want dis waar die sterf plaasvind, maar by die altaar, moet jy sterf aan jou begeertes, jou dinge waaraan jy vashou, jou standaarde, jou voorbeeld, en dit wat jy doen. Net soos wat ek my standaarde moes aflê, toe Vader vir my iets sê. Dit is hoekom Vader se standaarde vir die kind van God, sy absolute priesterstandaarde is. As ek en jy nou oor sy standaarde praat, dan moet ons begin dink wat Vader se standaard is en nie my eie nie. Mense wat met bandjies loop en as teachings wat rondgaan altyd, jy weet wat sou Jesua gedoen het en al sulke goeters. Het gaan nie vir my oor wat sou Jesua gedoen het nie. Het gaan vir my is wat is Vader se standaard. Want dis wat Jesua sou gedoen het. Wat is Vader se standaard? En dit is wat ons gaan kyk na, wanneer ons gaan kyk net nou ook na die priester en sy standaard. Bloed is lewe van die dier wat op die altaar is in die plek van lewe. Sê vir my, is jy bereid om die offer te wees wat sterf in alles in jouself, om lewe te gee aan Vader se lewe in jou? En dis wat ek en jy moet begin leef. Dis wat ons sal moet begin doen, en dis wat hy van ons vra. In die tweede plek, die rook het opwaarts gegaan na Vader toe as 'n aangename reuk vir hom. Ons het dit gesien, toe die offer van Kain nie aanvaarbaar was nie, omdat hy dit nie op God se manier gebring het nie, omdat sy gesindheid nie korrek was nie. En dit wat hy gedoen het, uit 'n menslike gesindheid, het God nie aanvaar nie. Wat sien ons in die Bybel? Die Bybel sê die rook het nie opwaarts getrek. Dit was nie 'n aangename reuk voor Vader nie. En daardie deel is baie belangrik. Priesters, offers is nie do it yourself nie. Die priester het gefasiliteer, het bygestaan, maar is nie sy offer nie. Die priester was daar gewees. Die man self kon nie die goed opneem op die altaar nie. Die priester het dit op die altaar gesit. Jy moes dit slag, jy moes hom keel afsny, jy moes die bloed laat uitloop. Die priester het dit opgevang in 'n bak. En die priester het die aanbiedingswerk voor Vader gedoen, maar jy het nie self daardie ding op die altaar gaan plaas nie, die priester het dit gedoen. As Jesua nie die offer gebring het namens jou en my nie, kan ons dit self nie doen nie. Ek het geen offer om te bring, as die priester dit nie vir my gedoen het. En dis wat Jesua vir ons gedoen het. Die priester staan in die plek daarvan. En in die gemeente en in die huis is dit een ding wat mense nie verstaan nie. Ek as priester van my huis het die verantwoordelikheid dat die offer van my kind se lewe vandag na buite toe korrek is. So of sy dit nou wil weet of nie, ek as priester het die reg om te sê, dit wat jy aan het, is nie Vader se standaard nie, want ek is die priester van hierdie huis. Ag, pa.
Die priester het die verantwoordelikheid. En die priester oor die huis het verantwoordelikheid oor sy huis. En wanneer die huis daardie standaard nie aanvaar nie, of jy nou daarmee saamstem of nie, is rebels. Dis God se standaard. Daarom word daar gesê in die Bybel, ouers moenie julle kinders frustreer nie. Maar moenie stupid wees nie. Moenie dinge verwag wat nie moontlik is nie, en moenie dinge sê wat snaaks is nie. En moenie voortrekke rokkies aantrek nie, en wat ook al, maar moenie dinge doen wat nie normaal God se standaard is nie. Moenie jou eie dinge uitdink nie. Maar terwyl jy in Vader se standaard is daar 'n rebellie wat die offer verhoed. Want as ek weier dat die priester my offer op die altaar sit, kan dit nie gedoen word. So binne die huis is dit ontsettend moeilik. Dieselfde binne die gemeente. Wanneer Vader die priesterskap ook aanstel in die gemeente, ons noem dit nie priesters nie, maar dit is die priestersambt van versorging, van kyk na. En die priester of die leiers in die gemeente, as priesters oor die gemeente, het verantwoordelikheid dieselfde as die priester in die huis. En as dit alles Vader se standaard is, dan sal daar nooit 'n botsing wees tussen hierdie twee. En daarom is dit belangrik dat binne die gemeente daar 'n konsep is van gesprek wat sê, maar luister, verduidelik dit vir my, ek verstaan nog nie dit nie, want daar moet 'n eenheid wees, wat die priesterskap 'n rustige leierskap kan maak. So nie is daar altyd spanning. Priesters taakmense is ons noodsaaklik. En dan die offer self. Dit word gesien as voedsel vir die gode, soos die mense altyd op die ander altare gesien het. Dis voedsel wat gedeel word met God, wat die verhouding en vertroue uitbeeld. Die priester kry 'n deel daarvan, en dit beeld daar die fellowship uit, wat hy met die offer het, tussen die priester en Vader, wat amper saam eet as gevolg van die offer. Kan jy dit daai volledige, fantastiese, mooi prentjie sien? Hoe kom die priester deel van die offer kry? Behalwe by sekere offers, wat 100% verbrand moet word, want daar's niks wat kan oorbly nie. Dis daai dele in ons lewe wat ons moet uitsorteer, soos Romeine 12, want dit praat van 'n brandoffer, wat volledig verbrand moet word. So elke aspek van die offers het te beteken. Die ganse skepping word verteenwoordig in die offers deur die nie-dierlike dele van 'n offer nie. Soos byvoorbeeld die sout. Soos byvoorbeeld die brood en die wyn. Dit word verteenwoordig, of dit verteenwoordig althans, die ganse skepping wat in die offers verteenwoordig word, wanneer ons dit na Vader toe bring met lof en eer. Wanneer die vrede voor God gebring word. Wanneer sy dankbaarheid, die oorwinning gebring word, praat dit namens die ganse skepping. Die diere, die bul en die bok en die meh, en die skaap verteenwoordig die diere. En as die man te arm is, die duif. Maar dan is daar die elemente, soos die brood en die wyn, wat die hele ganse res van die skepping verteenwoordig. En ek gaan nou by daai twee kom, want daar is 'n besondere betekenis, wanneer ons gaan praat oor die drankoffer en die voedseloffer. Sout is 'n simbool van die behoud en teken van die ewige verbond. Reg deur die skrif, dit staan ook in Numeri 18, maar dit is die behoud van die verbond. Sout wat dit nie laat laf word nie. Sout wat dit nie laat oud word nie. Sout wat die verbond laat voltooi en aangaan. So by elke offer sal julle sien, word daar sout gegooi. Want sout is die behoud van die verbond. Elke offer het deel aan die verbond. Die aangename aroma, rook wat uitkom, dit word altyd eerste genoem.
wanneer van die offers gepraat word, en al die verwysings, en sluitend elk verwys na 'n volkome offer van absolute oorgawe. 2 keer per dag is daar namens die volk 'n absolute oorgawe offer gebring, naamlik die brandoffer. Moet wees van die begin af, soos die skrif sê, by sonsopkoms en by sonsondergang. Later is dit geskuif na die 3de uur, so 3 ure na die son opgekom het, naamlik 9 uur die oggend en 3 uur die middag. Nou ons kan die geleentheid staan in die Bybel waar dit geskuif is. Maar nou gaan kyk ons presies wat gebeur het. Jesua se oordeel het begin met sonsopkoms. En toe is hy geneem na die laaste plekke waar die oordeel moes plaasvind. Presies 9 uur die oggend is Jesua gekruisig. Die eerste brandoffer van die oggend. 3 uur die middag is hy dood. Die tyd wat gewoonlik die tweede brandoffer is, behalwe hierdie was Pesach. En op Pesach is die tweede brandoffer 12 uur die middag gebring. En die Pesach lam wat nie 'n offer is nie, is geslag van 3 uur die middag af. Is julle met my? So die Pesach lam het 3 uur die middag gesterf. En 9 uur die oggend, toe die eerste brandoffer gebring word, is Jesua gekruisig. En 12 uur, toe die tweede brandoffer gebring moet word, het God gesê, ek is klaar met julle offers, ek wil geen offer meer sien nie, en het dit duisternis geword. Kom dink jy het dit donker geword? Paar dinge. God het sy lig onttrek. Mense, ek en jy verstaan nie duisternis nie. As ons dink dit is duister en donker ensovoorts en so, en dan is daar nog lig wat iewers skyn. Daai duisternis was van voor die skepping, toe daar nie lig was nie. Ek dink nie ons verstaan nie. Dis nie donkerte nie. Dis 'n diepte van 'n duisternis. En ek en jy moet verstaan hoekom Vader dit ook gedoen het. En een rede daarvoor is, 'n offer mag nie gebring word wanneer die donker is nie. Alles is net in die dag gedoen. Geen offer mag in die nag gebring word tot God. En God het 12 uur die middag gesê, ek is klaar met julle offers. Het het donker geword en niemand kon offer. God het gesê, ek is klaar. Ek trek my lig weg. Dis die intensiteit van wat alles gebeur het by die kruis. En dit kom net deur die tyd waaroor dit gaan. Die Bybelse konsep van offers het ook verander. In die eerste plek, vrye offers deur individue soos nodig volgens Vader se voorskrif. Vader gee die voorskrif en mense het vrye offers gebring reg deur die skrif soos wanneer hulle wil. Daar is ook nie meer die offers wat gebring word deur die dag en deur die week nie. Hoekom nie? Jesua het dit klaar gedoen. En dis waarna ons gaan kyk. Ons gaan kyk daarna. Na Sinai is die offers die aanvaarbare metode van aanbidding, die Levitiese orde, met die offer van Messias het die fisiese offer onnodig geword. En daarom het ons nou geestelike offers wat ons moet bring. En ek dink nie daar is baie kinders van God wat verstaan wat die geestelike offers beteken nie. Want vir ons is offers daai geldjie wat ek gee en die ding wat ek gee en daai iets wat ek bydra en dis nie 'n offer nie. Dis gawes wat ek bydra. 'n Offer is 'n aflê en 'n soek van sy karakter deur my eie af te lê. My eie karakter op die altaar te plaas sodat dit verbrand kan word, sodat ek sy karakter kan ken en kan wees. Dis die offers wat God vra. My begeerte, my wil. Ek het reg aan die begin gesê en ek weet dit word nie baie verstaan nie en ek wil dit weer 'n keer sê. Dis die verskil tussen die mens, sy begeertes en mens wees en om nie meer te wees nie, maar God in my te wees. Om nie meer te leef nie, maar Jesua leef in my. Daar's 'n verskil. Daar's 'n reuse groot verskil.
En ek en jy moet begin verstaan wat dit beteken wanneer ons by hierdie offers kom